Ons tema vanmôre is, die mense wil sal nooit deur God oortree word. Ek wil ons saam lees in Deuteronomium 30 vers 19. En die woord van die Here sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan, sê die woord, né? Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Wauw, en nou gaan ek vir jy net die laaste vers ook lees. Deur die Here jou God lief te hê. Luister mooi wat sê die Here. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vader Abraham, Isak en Jakob met die eed beloof het. En dit aan hulle maak. En hierdie skrif in Deuteronomium beskryf niks anders as ons volle tema vanmôre. Dit is dat God nooit die mense wil sal oortree. Wat sê ek vanmôre vir julle as ek dit vir julle sê? Dit beteken net een ding. Jy moet mooi verstaan vanmôre. Die kern van hierdie tema is jy het 'n keuse. En dan gaan sommer met die huis in die deur val. Jy het 'n keuse vanmôre, jy het een van twee keuses. Of die deur in die huis val. Jy het een van twee keuses. Jy kies die hemel of jy kies die hel. Straightforward. En ons moet dit verstaan vanmôre. Dit is die keuses wat jy het. Daar is geen ander keuse nie. God sal nooit die wil van 'n mens oortree nie. Met ander woorde, God laat jou met die keuse. Jy kies tussen lewe en dood. Wat beteken as jy lewe vir Christus, sal jy werklik lewe. En as jy lewe vir die wêreld, sal jy dood wees vir hom. Kies jy dan of jy die seën of die vloek, soos wat opgeskryf staan in die woord, wil hê, wat op jou beurt, wat op sy beurt beteken, jy en niemand anders kan kies watter een van die twee jy in jou lewe wil hê. Kies ek om my lewe gehoorsaam in lyn en in die plan van God te lewe, en daardeur die seën van God te ontvang, of lewe ek vir die wêreld en bring 'n vloek oor my eie lewe. En dan gaan die woord verder en hy maak die volgende statement of stelling. As jy die regte keuses maak, met ander woorde as jy die lewe kies, en as jy die seën kies, dan sal jy lewe en jou nageslag sal lewe. Kan ek vir u sê vanmôre, as jy nie vir Christus lewe nie, is jy alreeds dood. Nie fisies dood nie, maar geestelik dood. Maar as jy God gehoorsaam en onderdanig is aan sy woord, sal jy verseker lewe, al het jy ook gesterf. Jy sal sy seën oor jou lewe ervaar. God sal jou seën soveel so, dat jy sal terugstaan eendag en jouself verwonder oor sy blessings, wat jy in jou lewe ervaar, van God. Dis die God wat ons aanbid vanmôre. Daarom, kerk van die Here, die woord van God is vol beloftes. Vol, maar elkeen van hulle het 'n voorwaarde. En ons behoort dit in die tyd te weet. Ons moet eers by die voorwaarde uitkom. Ons moet ten minste doen wat God van ons verwag, voordat ons al die blessings vir die Here vir ons verstoor het. Voordat ek vanmôre kan sê, ek kies die lewe, sê die woord vir my verder, wees gehoorsaam aan die woord van God. Dis belangrik, dis bitter belangrik dat ons dit verstaan. En as ons net kan meer tyd spandeer aan God se woord, sal ons alles soveel beter verstaan. Almal van ons weet dat God nooit in jou lewe sal intree as jy hom nie toelaat. As jy hom nie innooi nie, sal hy nooit jou wil oortree. Met ander woorde, hy sal jou nooit forceer om hom te dien nie, of hy sal jou nooit jou keuses vir jou maak nie. Daarom sê die woord vir ons baie duidelik, die hemel en die aarde is as getuies, dat hy vir ons as mens die keuse gegee. Die keuse of jy onder die seën
of onder die vloek wil leef. Die keuse van lewe of van dood. En dit bly jou keuse. God kies nie vir jou nie. Jou man of jou vrou kies nie vir jou nie. Jou kinders kan nie vir jou kies nie. Jou ouma of jou oupa kan nie vir jou kies nie. Jy moet die keuse maak. Daar is 'n gentleman. God bars nie by jou deur in en staan jou keuses teen nie. Jy as mens het 'n vrye wil om keuses te maak vir jouself. Dis wat ons tema vanmôre sê. God sal nie jou wil oortree. As jy iets wil doen, gaan die Here dit nie oortree nie. God gaan jou nie teenstaan. Want jy is die een wat met die keuses het. Is dit nie ironies dat die mens altyd toch so vinnig is om te sê, maar hoekom sou die Here my dan tot hier gebring het, as dit nie vir my beskore was? En dan wil ek vir jou vra, was dit werklik God wat jou daarna toe gelei het? Of is dit jou eie impulsiewe besluit wat jy geneem het, of die keuses wat jy gemaak het, wat jou gebring het op 'n plek soos hier? Waar was God toe jy hierdie keuses gemaak het? Het jy tot God gebid en tot hom genader? Alleenlik wanneer jy tot God nader, sal hy intree en jou die nodige leiding gee om die regte besluite te kan maak in die lewe. Maar steeds sal hy nie oortree in jou wil as jy hom nie toelaat. Jy moet mooi verstaan vanmôre, God sal jou nie teenstaan. Hy sal verseker deur die Gees jou vermaan of leiding gee deur vir jou te wys wat is reg en wat is verkeerd. Maar as jy nie gehoor gee aan sy leiding of aan sy stem, soos die woord vir ons sê, dan sê hy hierso vir ons, deur die Here jou God lief te hê en na sy stem te luister. Dit ons net mooi teenoorgestel as wat hy jou aanbewys of aanbeveel te doen. En God gaan dood eenvoudig terugstaan en jou los, dat jy maar jou kopie staan. Is dit nie maar wat ons as ouers ook doen? Hoeveel keer het jy nie al vir jou kleintjie gesê, vir jou seentjie gesê, of dogtertjie gesê, hou op om hierdie tafel hardloop en jy gaan jou kop staan. Dan kyk jy net so en dan begin hy weer hardloop. Dan sê jy weer vol, jy moet ophou, jy gaan jou kop staan. Dis presies wat die Here vir ons sê. Kyk uit na God se stem, luister na die Here se stem, lees die woord van God, want elke antwoord van elke omstandighede is basically in daai woord opgeskryf. Ons moet dit net lees, ons moet dit net verstaan. Dan hardloop hy vir die derde keer en dan val hy en dan boom, wragtig, dan stamp hy sy kop. En dan wil hy na my hou. Nou wat sê jy? Ek jou ons gesê, maar jy wou nie hoor. En as die Here met ons dit doen en jy stamp jou kop, dan wonder jy hoekom het hy nie gekeer. Ons wil dit verstaan. Die Here sal nie teen jou wil in jou lewe intree. Hy gaan jou dood eenvoudig los om jou keuses te maak. En ongelukkig is die mens van so geskape dat die oomblik wanneer jy in hierdie penarie beland, dan wil jy nou vinnig vra, maar waar is die Here dan my? Nou kan ons vir onsself die vraag vra, hoekom sal die mens keuses maak of besluite neem sonder om God raak te doen? En nou gaan jy miskien vir my vanmôre sê, ja, maar ek neem nie 'n besluit sonder die Here nie. Ons almal is skuldig aan. Die woord van God sê, ken hom in al jou weë. Dit beteken in alles. In alles wat jy doen, behoort jy God te ken. Met ander woorde, vir God te sê, wat is jou plan? En vir die Here te vra, Here, as hierdie die plan van U is in my lewe, wat ook al moet uitskuif of wegskuif nie, laat dit gebeur. Maar ons doen dit nie. Kyk maar as jy 'n motorvoertuig gaan koop, jy nou besluit jy wil 'n nuwe kar gaan koop. Dan loop jy daar in die garage en die eerste mooiste kar wat jy sien is jou haarslaaf, daai kar, jy het skoon vergeet van jou skepper daarbo met hom te praat oor die saak. Selfs as jy 'n huis koop,
Alles wat ons doen in die lewe, behoort ons God te raadpleeg. My opinie is ons spandeer hopeloos te min tyd saam met die Here. Hopeloos. En te veel tyd aan ons aardse en wêreldse begeerlikhede. Dis hoekom dit gaan by die mense soos hulle moet gaan. As jy die woord bestudeer, sal jy weet presies wat God van jou verwag. Jy sal God leer ken en daardeur sal jy begin verstaan wat God se plan en sy wil is vir jou lewe. Nie jou wil nie, en jou plan nie, sy wil en sy plan. God los ons elkeen in ons eie keuses te maak. Dis deur ons eie besluite. Ons eie besluite dat ons vanmôre kan sê, ons is waar ons is. En wanneer ons besef, ons het hierdie fout gemaak, sonder om God te raadpleeg, is gewoonlik wanneer ons nou met die Here te hardloop en sê, Here, help my met hierdie gemors. Ek het dit al self gedoen, self beleef in my lewe. Dinge gedoen, impulsiewe besluite geneem op die einde van die dag, dan hardloop ons en sê, Here, nou moet jy help. Dan kry ek skaam in my hart, omdat ek nie met die Here gepraat het voor ek die besluit gemaak het. Maar nou dat ek in die sop is, nou weet ek, nou moet ek hardloop, want daar is net een wat my nou sal help. As ons maar net meer tyd kan begin spandeer. Dis my gebed oor ons hele wêreld, is dat die mens net bietjie meer tyd begin spandeer aan God se woord. En dis al hoe ons gaan verstaan wat die Here van ons verwag. Dis al hoe ons gaan weet of ons gehoorsaam of ongehoorsaam is. Dan ek vir u sê vanmôre, die Here wil werklik deel wees van jou lewe. God wil deel wees van jou lewe. En ons verdien dit nie. Ons verdien nie dat 'n God soos hy nog steeds, na alles wat ons doen, elke dag se teleurstellings, ons stel God daagliks teleur. Nog steeds. Klop die Here. We staan by die deur en hy klop. Reeds omdat ons hom nie deel maak van ons lewens en ons keuses nie, sal God steeds staan en wag. Geduldig op jou uitnodiging. Om hom in jou lewe in te nooi, sodat hy kan deel wees van elke keuse wat jy maak. Deel wees van jou wil. Om jou te help sodat jy die regte besluite of keuses kan maak. Deur te bid en jou begeertes en tekortkominge en smeek in die gebed aan God te gee. En dan te wag op die Here. En nie oorhaastig jou eie wil en jou eie besluite te neem nie, maar om te wag en op God te vertrou, sodat hy jou die rigting kan wys om die regte keuses te maak in die lewe. Kan ek vanmôre vir u sê, God het 'n plan vir elke een van ons se lewens. Ons weet miskien nog nie wat dit is nie, wat God vir ons in store het nie, maar as ons aanhou op God vertrou, en aanhou glo, dat God vir elkeen van ons die perfekte plan het vir jou lewe, sal die Here dit aan jou openbaar in sy tyd. Nie jou tyd nie, sy tyd. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes en vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis wat die Here wil hê vir ons. Die Here wil hê elkeen van ons met 'n hoopvolle toekoms hê. Die Here wil hê jy moet krepeer in die kerk van die Here. Daar bestaan nie so iets nie. Terwyl die woord so duidelik is dat God reeds weet wat hy vir ons beplan. Wat hy vir ons in store het. En dat hy net die beste vir jou wil hê. Steeds sukkel ons om God se stem te hoor. Ons sê ons bid, maar ons kry nie die antwoord nie. Ons sê ons wag nou al hoe lank, maar God is stil. Kan ek vir u sê vanmôre, die probleem lê nie by God nie. Die probleem lê by my en by jou. Hoekom sê ek so?
Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar dinge wat maak dat ons nie die stem van God hoor vir sy plan en wil van die lewe. Dis moeilik om God se stem te hoor as jy reeds besluit het wat hy moet sê. Ons is so besig om ander mense te oordeel oor dinge wat ons self van tevore doen. Ons bid tot alles begin goed en alles gaan te goed en te wel. Wanneer alles mooi verloop en alles gaan net honky glory, dan hou ons op het. As jy jou oë oopmaak in die môre, vra jouself die vraag, waarna soek jy jou eerste? Want dit waarna jy heel eerste soek, as jy jou oë oopmaak, is iets wat jy verafgaan. Om te glo in Christus en nie gehoorsaam en onderdanig te wees, is presies wat Satan doen. Alles wat verkeerd gaan in jou lewe is nie noodwendig 'n geestelike aanval. Sommige van hierdie dinge is gevolge van jou eie besluite of keuses. Vra jouself die vraag, met die lewe wat ek nou leef, sal die Here vir jou kan sê, mooi so, goeie en getroue diens. As ek vir jou voel of God ver van jou af is, wil ek jy moet onthou, dat hy nie die een is wat wegbeweeg het. Jy voel dalk nie die teenwoordigheid van God in jou gebed nie, omdat jy dink aan iets anders wat jy eerder kon gedoen het, terwyl jy nou tyd met God spandeer. Die Here word in ons lewens ingenooi. Dis wat ek vanoggend vir julle gesê het, kerk van die Here, as jy nie jou hart oopmaak vir die Here, en die Here in jou hart innooi. En dit stop nie net daar. As ons 'n besluit maak om te sê ons nooi die Here in ons hart, dan is jy veronderstel om dan wragtig iets te doen van jou kant af ook. Begin onderdanig wees aan God se woord. Begin God se woord uit te leef. Om nie in te stap elke Sondag is nie jou ticket in die hemel nie. As jy hier instap, is jy veronderstel om dit wat die Here vir jou vanmôre gee, te gaan uitleef. Jy is veronderstel om 'n honger en 'n dors vir die woord van God te kry. En besluit, los bietjie daai Facebook en daai TikTok, en download eerder die Bybel op jou foon. Lees eerder die woord van God. Dit is baie belangriker. Daar is baie meer goed wat jy kan leer daaruit. Dis wat die Here van ons verwag. En jy gaan nie kan doen wat die Here van jou verwag as jy nie weet wat in die woord staan. Daarom sal ek u waaragtig inspireer, kerk, vat die woord van die Here en bestudeer die woord. En as jy dit nou eens gaan begin doen, moenie voor by Genesis gaan begin nie, want dit gaan vir jou verskriklik vervelig wees. Begin agter. Lees daar waar Paulus geskryf het. En jy sal lering ontvang deur die Heilige Gees wat vir jou sal opbou, soveel so dat jy presies sal weet wat die Here vir jou verwag. Ons het nodig om te weet. Die woord van God sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis presies wat dit is, kerk. As jy nie weet wat hier staan, beteken dit dat jy gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hierdie boek het al die antwoorde. Ons wil dit opsoek. Dis ook iets waarmee ons die vyand weerstaan. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sê die Here, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet.
Ons is geskape volgens die beeld van God, ja. Maar steeds, en jy as mens, Christus verwerp. Jy kan hom verwerp tot die dag wat jy in jou graf beland. God sal niks daaraan doen. Hy sal jou los, jou eie wil en jou eie keuses te bly maak. God sal nooit die wil van geen mens oortree. Hy sal wel alles in sy mag en sy krag gebruik om jou te waarsku. Hy sal selfs omstandighede gebruik in jou lewe om jou te probeer stuur in 'n rigting in, maar hy sal nie jou wil oortree. Dit is iets wat net jy kan besluit. Jy moet die keuse maak. Jy te sê, ek sal hom ontvang. Ek sal hom aanneem as my verlosser en my Here. Daarom is jou wil dan eers betrokke. Jy moet hom innooi. As jy hom nie nooi nie, sal hy nie inkom nie. Jy sal nie die deur oopstoot nie. Dan kan jy jouself dalk vra, het die mens dan werklik 'n vrye wil? Dan kom ons kyk bietjie na die volgende, wat jy dalk 'n beter persepsie sal gee oor hierdie vrye wil van die mens. Indien vrye wil beteken dat God aan ons as mense die geleentheid gee om keuses te maak wat wel ons bestemmings beïnvloed, is dit verseker ja. Is dit nie so nie? Elkeen van ons het 'n vrye wil en deur hierdie vrye wil maak jy besluite en keuses in jou lewe. Of dit nou is om van werk te verander, of dit nou is om van vrou te verander, of dit nou is om van man te verander, of dit nou is om van dorpe te verander. Jy, uit jou wil, uit jou vrye wil, maak daardie besluit. Partymal maak ons die domste besluite, ons is mens. Want ons dink nie vooruit wat ons doen nie. Daarom is dit so belangrik dat ons God moet raadpleeg. En geïnspireerd deur die Heilige Gees sal jy verseker die regte antwoorde kry. Hy sê, indien die vrye wil beteken dat God aan ons as mens die geleentheid gee om die keuses te maak wat ons bestemmings beïnvloed, is dit verseker ja. Die gevalle en sondige wêreld is direk gekoppel aan die keuses wat Adam en Eva gemaak het. God het wel die mens as sy eie beeld geskape. Dit sluit die vermoë in om te kan kies. Dit beteken wel nie dat die mens enigiets wat hom plesier kan kies om te doen. Met ander woorde, keuses is wel beperk tot binne die grense van ons menslike natuur. 'n Mens kan nie kies om homself regverdig te maak. Sy sondige natuur weerhou daarvan. Romeine 3:23 sê vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dus is vrye wil beperk deur die mens se natuur. Hierdie beperking versag nie ons toerekenbaarheid nie. Die Bybel is duidelik daaroor dat ons nie net die vermoë het om te kies nie, maar ook die verantwoordelikheid het om met wysheid te kan kies. En waar kry ons daardie wysheid? Hierso. Nergens anders as hierso. Moenie luister vir die ou langs jou, of die ou voor jou, of die ou agter jou nie. Luister na die woord van God. Die Bybel is duidelik daaroor dat ons nie net die vermoë het om te kies nie, maar ook die verantwoordelikheid het. In die Ou Testament het God 'n volk Israel gekies, maar individue van daardie nasie het nog steeds die verpligting gehad om gehoorsaamheid aan God te bewys. Hulle moes dit kies. Individue buitekant Israel was ook by magte om te kies en God te volg, byvoorbeeld Rut en Raab. In die Nuwe Testament word sondaars oor en oor gemaan om te bely en te glo. Elke oproep om te bely is 'n oproep om 'n keuse te maak. As ek vanmôre hier voor u staan en ek sê vir die kerk van die Here, maak 'n keuse, die hemel of die hel, dan is dit 'n oproep van God af, sodat jy 'n keuse moet maak. Die vermaning om te glo,
veronderstel dat die hoorder kan kies om die opdrag te gehoorsaam. Jesus het die probleem van sommige ongelowiges geïdentifiseer toe hy aan hulle gesê dat hulle nie na hom toe wil kom nie. Johannes 5 vers 40 sê, en julle wil nie na my kom om die lewe te kan hê nie. Dit is duidelik dat as hulle wou, sê die woord, kon hulle kom. En die probleem was dat hulle gekies het om dit nie te doen. Hoe kan die mens wat beperk word deur die sondige natuur ooit kies wat goed is? Dit is slegs deur die genade en die krag van God dat vrye wil werklik vry kan wees. In die sin van in die vermoë wees om positief ten opsigte van redding te kan kies. Dit is die Heilige Gees wat in en deur 'n persoon se wil werk om daardie persoon op te wek om 'n wedergebore te wil word. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ons behoort volgens die wil van God te lewe, nie volgens ons eie wil nie. Die woord is baie duidelik as dit kom daarna. Maar then again, as jy nie die woord bestudeer nie, maar meer tyd spandeer aan jou wêreldse begeerlikhede of aan die dinge wat jy jou mee besig hou daagliks, dan sal jy nie weet wat God van jou verwag nie. Om deur hierdie lewe te probeer gaan in jou eie wil, sal maak dat jy elke blessing mis in die lewe. Daarom sê die woord, jy behoort die ou mens af te lê en vernuwe te wees in Christus Jesus. Dis alleenlik wanneer jy jou eie wil op sy skuif en eerder by God se wil. Dit gaan alles oor gehoorsaamheid. Dit gaan alles oor onderdanigheid. Is ek gehoorsaam aan God se woord of is ek nie? Ek het die keuse, ek maak die keuse. Gaan ek gehoorsaam wees aan God se woord? Gaan ek die gees van God toelaat om van binne af myself skoon te maak en te transformeer? Gaan ek dit toelaat? Ek kan dit nie vir een van julle kies nie. Ek kan dit wel vir myself kies. Ek kan myself oopmaak en sê, Here, kom in en maak my skoon. Maar ek kan vir niemand anders kies nie. En ons as mense is toch so vinnig as ek vanmôre vir u moet vra, kies gou, die hemel of die hel. As ek verseker, niemand gaan die hel kies nie. Maar as ons die hemel kies, beteken dit, ons kies vir Jesus. En as ons Jesus kies, beteken dit, ons kies om ons lewe te lei, dat het hom kan behaag. En deur dit te doen, beteken ons moet onderdanig en gehoorsaam wees aan sy woord. Is dit maklik? Nie altyd. Het is nie aldag maklik om Christ-like op te tree. Het is maklik om vir jouself die vraag te vra, wat sou Christus gedoen het in hierdie omstandighede? Wat sou hy gedoen? Want ek het nou so opgetree. Ek het my liderlik vererg en ek het goed kwyt geraak wat ek nie moes kwyt geraak het. Die dinge gesê wat mense seer maak. Dis gewoonlik wat ons doen. En gewoonlik maak ons die een die naaste aan ons die seerste. Met dit wat ons sê. En agterna dan sit ons, dan dink ons, die Here moet nou teleurgesteld wees in my, en wat ek nou gedoen het. Dit is belangrik dat ons dit weet, kerk. Die Here mis niks in hierdie lewe. Die Here weet presies waarmee elkeen van ons besig is. Die Here wil tog so graag julle van elke besluit in jou lewe, elke keuse wat jy maak. Efesiërs 4:22 tot 24 sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouer mens moet aflê wanneer die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Hy sê dat jy sal ten gronde gaan as gevolg van hierdie begeerlikhede en die verleiding. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Redding is God se werk. Terselfdertyd is ons motiewe, begeertes en aksies vrywillig. Ons word reg verantwoordelik gehou daarvoor. Ons hele lewe bestaan uit keuses. Daar is wel baie dinge waaroor ons dalk nie beheer het nie, maar wie ons is en waar ons is vanmôre, is grootliks die gevolg van ons eie keuses. God het nie ons lewens vooruit geprogrammeer soos die van 'n robot nie. Jy is geskape met 'n vrye wil om keuses en besluite te maak gedurende jou tyd hier op aarde. En God het verseker die volmaakte plan vir jou lewe. En ons word geroep as gelowiges om dit te soek. Maar ongelukkig is dit so dat ons deur ons eie vrye wil, wat God nooit sal oortree nie, die plan wat hy vir ons in ons lewens het vereis. Ons mis dit. As die beelddraers van God is ons uniek geskape om jou eie besluite te neem en jou vrye wil uit natuurlik. Al is dit teen God se wil, dit terwyl God vir jou 'n lewe vol seën wil gee, alhoewel jy steeds die een is wat kies. Jy is die een wat kies tussen lewe en dood en seën en vloek. Die woord en die gees dring wel by ons aan om die regte keuses te maak, maar hy dwing hom nie op ons af. God kan jou nie dwing. God gaan jou nie dwing om besluite te maak in jou lewe. Want hy het jou van die begin af geskape met jou eie vrye wil om jou besluite te maak. Daarom is God so verskriklik lief vir die mens. Dink bietjie daar. Is hoekom die Here so innerlike, onvoorwaardelike liefde vir jou as mens het. Hoekom? Want niemand forceer jou om jou hande op te steek en te sê, God, I worship you. Lord, I worship you. Niemand dwing jou om dit te doen. As jy dit wil, jy eie keuse doen. Jy moet onthou, al die hemelse wesens is geskape om God te loof en te prys. Hy werk op 'n opdrag. Hy het nie 'n keuse nie. Sy werk is om voor God te buig, dag en nag. Maar u en ek het 'n keuse. Ons sit met die keuse. Jy het 'n keuse of jy vanmôre die Here wil loof en prys. Jy het 'n keuse gemaak vanmôre om hier in te stap. Ek hoop nie is iemand wat gedwonge hier ingebring is nie. Elkeen van ons het 'n keuse. En die keuses wat jy maak in die lewe het 'n verskriklike groot impak op elkeen van ons se lewens. Dit maak nie saak wat se besluite jy maak. Net soos Adam en Eva die verkeerde besluite gemaak het, reg in die begin van die mensdom, maak ons steeds nog verkeerde besluite, terwyl ons net soos Adam en Eva presies weet wat God van ons verwag. As dit by God kom, is daar geen grys areas. Dis of reg of is verkeerd. Daar's nie 'n in-between. Steeds het jy die keuse of jy die regte ding gaan doen. Daarmee sê ek nie ons gaan nooit foute maak nie. Almal van ons maak foute. Wat ek wel sê is dat die kanse wat jy het om verkeerde besluite te neem, terwyl jy in die wil en in die plan van God is, zero sal wees. As jy in die wil en in die plan van God bly vir jou lewe, om ten alle tye raadpleeg in gebed en smeking, en dan wag op God, is daar geen manier dat jy 'n verkeerde besluit sal neem. Jeremia 40:31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende, hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat. Het jy al gedink dat miskien kan dit die grootste mag wees wat ons as mens ooit in hierdie lewe kan hê?
En dit is dat jy as mens vir God die Almagtige kan lees. Jy al so daaraan gedink? Die boek van Matteus lees ons dat Jesus geween het oor Jerusalem. Dat hulle by mekaar wil maak soos 'n hen haar kykens by mekaar wil maak. Matteus lees ons dit, 23 vers 37, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat by jou gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, net soos hy het, haar kykens onder die vlerke by mekaar maak. En julle wou nie. Jesus wou, maar hulle wou. Met ander woorde, hulle keuse was om vir God nee te sê. Net soos dit jou keuse is om vanmôre vir God nee te sê. Nou dat ons weet dat God hom nie op ons afdwing nie, en dat dit jou eie keuses is deur vrye wil, wat gemaak het dat jy vanmôre hier instel. Wat maak dat jy is waar jy is. Nou praat ek nie noodwendig van siektes nie. Ek praat van waar jy jouself tans bevind. Ek praat van jou omstandighede waarin jy jouself tans bevind. Was God deel van die keuses wat jy gemaak het? Het jy seker gemaak het was in die wil en die plan van God vir jou lewe, of blameer jy vir God vir jou omstandighede? En dan kan ons vanmôre sê, God laat verseker storms toe in die lewe. As ek praat van storms, dan verwys ek na omstandighede, wat jy so vasdruk, dat het voel of jy versmoor. En God laat hierdie storms toe in jou lewe, vir twee redes. Laat storms toe om dinge reg te stel, of om jou te rig in die regte rigting, en dan laat hy storms toe vir ons perfeksie. Jy groei deur die storms om 'n beter kind van God aan die ander kant uit te staan. Geen diamant word op 'n ring vir perfeksie geplaas as hy nie deur die slypproses is. Geen pot of bak word op die rak gesit as dit nie deur die oond gebak was.
En geen wingerd dra ooit mooi vrugte as dit nie deur die snoeiproses gegaan het. Wat ek vir u wil sê vanmôre is, ja, God laat storms in ons lewens toe. Maar dit is om ons rigting te gee. Dit is om ons te versterk. Om jou geloof te laat groei in die proses, want hierdie storms is gewoonlik van so 'n aard waar mense jou nie kan help nie. En dan word jou enigste hoop Christus Jesus, die seun van die lewende God. Maar dit bly jou keuse. Dit bly jou eie vrye wil, of jy gaan bly in die wil en in die plan van God. Gaan jy kies om onder die seën te staan, of kies om onder die vloek te staan? Gaan jy die lewe of die dood kies? Maar weet een ding vanmôre, God sal nie interfereer. God sal nie jou wil oortree. Daar's een van twee keuses. Ek aanbid God en wandel in die lig, en verbly in die wêreld en wandel in die duisternis. En dan kan ons vanmôre hier sê, ja, ons glo in Christus, maar doen ons wat God van ons verwag. Het ons die keuse gemaak al in ons lewe, om te sê, weet jy wat, van nou af, gaan ek voluit vir die Here lewe. Het ons al daai keuse gemaak? As jy dit nie gemaak het, die kerk, vermaan ek jy vanmôre om hierdie besluit te maak. Kan ek vir jy vanmôre sê, dat nie een van ons weet, wanneer daar die bassein gaan blaas. Nie een van ons weet, of ons môre nog hier gaan wees. En die oomblik, wanneer jy jou laaste asem uitblaas, het jy nie meer 'n keuse. Dan maak jy nie meer keuses. Dan word die keuse vir jou gemaak. En die keuse wat dan gemaak gaan word bepaal deur die keuses wat jy gemaak het, terwyl jy nog op hierdie aarde leef. En ons bevind onsself so baie in omstandighede, en elkeen van ons wat hier sit vanmôre kan dit getuig. Niemand van ons het dit net maklik gehad. Daar's tye wat 'n mens wonder, hoe het jy jouself tot hier gekry? Maar ek dank die Here dat ek kan opkyk en sê, Here, kry my uit hierdie gat uit. En God is getrou. God sal jou nooit begewe of ooit verlaat. Maak nie saak hoeveel foute jy maak. Maak nie saak hoeveel keer jy God teleurgestel het. Maak nie saak hoeveel keer jy nie gehoor gee aan God en sy woord nie. Die Here sal jou altyd met oop arms ontvang. Maar ons moet die keuse maak. Ons moet die besluit maak. Die Here in ons harte innooi. Die kerk, ek wil vanmôre by u pleit. Die tyd is min. Hoor my vanmôre. En ek weet, dit word al gepreek vir 1000 en 2000 jaar. Maar God waarsku ons. Jy het 'n keuse. Van Noag se dae af het hy vir 100 jaar lank gepreek. Bekeer julle tot God. En almal se besluit was om nee te sê vir God. Elkeen se keuse was, ek kies om nie gehoorsaam te wees aan God. En dis nie so moeilik nie. Dis regtig waar nie so moeilik nie. En al maak jy foute, al doen jy die verkeerde dinge, al is jy ongehoorsaam, draai terug na God toe. Moet dit nie net los nie. Ons los dit. En ons dwaal al verder en verder en verder en verder af in die lewe. Kan ek vir jy sê vanmôre, die vyand sal vir jou weet kry. Hoe verder jy van God af beweeg, hoe gevaarliker is die plek waarop jy jouself bevind. Ons kan nie bekostig om vir 'n oomblik onder die genadesambeel van God uit te beweeg. Ons moet 'n keuse maak. En die keuse is die hemel of die hel. Dis wat ons moet doen. Die Here vermaan ons nie verniet nie. Hy sê in Josua 24 vers 14 en 15, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid.
en verwyder die gode van julle vaders gedien het, ook in die Eufrate en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Sien u vanmôre hier, wat sê die Here vir ons? God sê vir jou dat ek gaan nie jou wil oortree nie. Ek gaan nie vir jou dwing om te sê jy aanbid my nie. Hier sê hy, as julle dan nie vir my wil dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders, daar ook aan die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Die Here gee vir jou die keuse. As ek vanmôre vir u kan sê, daar is egter 'n bitter baie belangrike keuse wat jy moet om te maak. Of 'n wandel in die lig, of 'n wandel in die duisternis. Jy kan nie op 'n Sondag vir God lewe en die res van die week vir die wêreld. Moenie dat die vyand ooit vir jou so iets laat vertel. Kan ek vir u sê vanmôre, dit is nie oukei om losbandig te lewe in die week en alles te doen wat God verwag jy nie moet doen. En op 'n Sondag sê jy instap, dan kom hy vir jou heilig. Dit werk nie so. Dit werk nie so. Maak 'n keuse en bly by daardie keuse. As een van twee plekke waarin ons gaan, en ons het dit nou al hoeveel keer gehoor, een van twee. Want Jesus reeds die prys betaal het, beteken dit nie ek kan my lewe lei soos ek wil. As daar iemand is wat vir jou vertel het omdat Jesus aan die kruis gesterf het, en ek glo dat Jesus aan die kruis gesterf het, en nou is my pad oop hemel toe, wil ek vir u vanmôre sê, dit was 'n leuen. Want kan ek vir u sê dat Satan ook glo, dat Satan ook weet dat Jesus aan die kruis gesterf het. Hy en al sy demone weet, en hulle glo dit. Hulle glo in God, want hulle weet wie is God. Gaan hulle die hemel maak? Nee. Die lewe wat jy lei op hierdie aarde, sal bepaal waar jy jou uitbestemming sal hê. As ek vanmôre vir u as 'n kerk, of die liggaam van Christus moet vra, en elkeen vir my moet vertel vanmôre of jy sou saamstem met een van die volgende 3 stellings oor julle geloof, dan wonder ek wat sal ons sê. Dat ons self slegs deur geloof gered word, of dat ons gered word deur ons dade, of deur 'n kombinasie van geloof en dade. Het is hartverskeurend om te sê dat daar kerke is wat vol mense sit, wat glo in Jesus Christus, maar steeds die hemel sal mis, en in die hel sal opneem. Is dit 'n verregaande stelling om te maak vanmôre? Nee, dit is nie. Er staan lynreg teenoor wat die meeste Christene glo, ja, dat ons gered word deur God se genade, deur ons geloof in Christus Jesus, ja. Maar dit beteken nie ek kan net aangaan elke maandag tot Vrydag of tot Saterdag en lewe asof daar nie 'n God is nie. Daarom sal die Gees vir jou vermaan, en wanneer die Gees jou vermaan, moet jy ag gee daarop. Luister wat die woord van God van jou sê, en as die Here vir jou sê om iets uit jou lewe uit te skuif, doen dit. Moenie wag nie. Moenie vir my sê jy glo in God en jy glo in Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, en jy glo Jesus is jou middelaar en jou verlosser. Maar die keuses wat jy maak en die lewe wat jy lei wys nie. As jy in God glo, behoort jy in sy woord te glo. En as jy in sy woord glo, behoort jy gehoorsaam te wees aan sy woord. En daardeur sal jou lewe hom verheerlik.
As jy hier instap elke Sondag en geen verandering toon nie, het jy die keuse gemaak om dit te verander. Kom by die wil en die plan van God uit vir jou lewe. Bid en vra die Here, wat is die plan wat U vir my het, Here? Wat is my roeping wat U vir my ontstoor het? Want elke een van ons wat hier is vanmôre, het 'n roeping. Maak vandag die besluit. Maak jou keuse vandag nog. Hou op om uit te stel, terwyl niemand van ons weet hoeveel tyd daar werklik oor is. Begin bietjie doen wat God van jou verwag. By die kerk, by die werk, by die huis, selfs by jou vriende se braai. Maak jou keuse vir God. En leef dit uit, sodat jy verseker is, dat die lewe wat jy lei, behaag die Here op elke moontlike gebied. Raak ontslaaf van alles, elke ding wat tussen jou en God staan, voordat dit te laat is. Doen dit terwyl jy nog die een is vir die keuse. Want as die bassein blaas, het jy nie meer 'n keuse. As jy wag dat God in moet bars in jou lewe en homself op jou moet kom afdoen, gaan jy vir ewig wag. Maar dis nie hoe God werk. Hy oortree nooit jou wil as mens. Deur hierdie boodskap wat ek vanmôre bring, gee God vir ons een van twee keuses. Jy loop en wandel in die lig, of jy wandel in die duisternis. Jy lewe vir Christus, of jy lewe vir die wêreld. En ons weet dat lig en duisternis geen gemeenskap het nie. Daarom kan jy of in die lig of in die duisternis wandel. Dit lees ons in 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die keuse bly jy. Hierdie vrye wil wat die Here vir jou gegee het, is vir jou om te kies. Christus of die wêreld. Jy kan nie al twee doen nie. Ons dien of vir Christus of vir die wêreld. En ek wil by die plek vanmôre kerk vanmôre. As jy sit vanmôre en daar is nog dinge wat jy voel en jy besig is dat vir jou die wêreld vashou. Raak ontslae van dit. Voor dit te laat is. Voor dit te laat is. Ons weet nie wat die dag van môre van ons inhou. Volgende Sondag kan een van ons dalk nie hier wees. Dis so belangrik dit is dat ons verstaan dat jy 'n keuse moet maak tussen lig en duisternis. En die keuse is joune. Jy gaan nooit voor God kan staan en sê, maar Here, ek het nie 'n keuse gehad. Daar sê die woord, neem, ek neem vandag die hemel en die aarde as my getuies teen jou. Teen jou, lewe die dood, die seën en die vloek. Kies. Kies jy. Dit wat ons vanmôre gaan kies, gaan verseker ten goeie wees vir God se koninkryk. Maar leef dit uit. Dit help nie ons kies elke Sondag om vir Christus te lewe, maar van Maandag tot Saterdag doen ons net wat ons wil. Dis lynreg teen die woord van die Here. Kan ons vanmôre 'n keuse maak vir die Here?
En vir die Here vra, Here help ons, dra ons, ek sukkel. Gee vir die Here elke dingetjie waarmee jy sukkel. Dis wat hy sê, ken my in al jou weë. Jy het nie nodig om net na die Here toe te gaan as jy iets wil koop of as jy iets wil doen wat groot is in jou lewe nie. Nee. Alles waarmee jy sukkel, kan jy na die Here toe. Hy is ons hemelse Papa. En hy wil so graag deel hê van jou lewe. Dit is so belangrik dat ons dit weet en dat ons dit verstaan. Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir elke een van ons. Selfs die grootste Satan aanbidder sy prys is betaal. Maar hy maak die keuse. En kan ek vir jy sê vanmôre kerk, as jy hier sit en jy bly ongehoorsaam, en jy bly doen wat jy nie behoort te doen, jy bly vashou aan goed wat jou terughou van God af, gaan jy op dieselfde plek opeindig waar daai Satan is gaan opeindig. Jy sit al hier vanmôre en jy kyk neer op hom en jy dink, hoe kan 'n mens Satan aanbid? Maar op 'n manier, as jy nie God aanbid nie, is daar net een ander wat jy aanbid. En as jy wandel in die duisternis, dan bid jy nie God. Kom ons sluit die Here. Vader, ek gaan nie vanmôre enige iemand uitroep nie. Maar ek weet, hier is vanmôre mense wat werklik waar 'n keuse wil maak. 'n keuse vir Christus. En ek wil vanmôre net daar waar jy sit, terwyl niemand rondkyk nie, terwyl almal se oë gesluit is. Steek net jou hand daarop en sê vir die Here, Here, vandag maak ek 'n keuse vir U. Vandag, Here, is my keuse Jesus Christus. Vandag is my keuse, Here, om in die lig te begin wandel. Want ek weet hoe wonderlik dit is om in die lig van Christus te wandel. Maak jou keuse vandag. Dan wil ek bid, Here, dat elkeen van ons, dat ons keuse maak vir Christus vanmôre. Dat die Gees van God ons werklik waar sal help. Ons weet, Here, daar buite is dit nie maklik elke dag nie. Party dae sukkel ons meer as ander, party dae gaan beter. Maar party, Here, wat ons sukkel, bid ek dat die Gees elkeen van ons sal versterk. Wanneer ons 'n fout gemaak het, dat ons nie sal wag nie, ons dadelik sal opkyk in die hemel en sê, Here, vergewe my, dat ek U weer teleurgestel het. Ek gaan harder probeer, Here, want ek wil my lewe lei wat ek U sal maak. Ek wil hoor wat U sal sê, mooi so, goeie, getroue diensknegt. Ek wil U graag, Here, trots maak op my. Ek lê my lewe met U behaag, Here. Ek wil U ken in al my weë. Nou dat ek weet, Vader, dat U 'n plan het, 'n plan van perfeksie vir my lewe. Dat ek 'n doel het op hierdie aarde, ek is nie maar net hier nie. God het my hier gesit vir 'n doel. Bid ek, Here, dat U elkeen van ons sal help. Die van ons wat nog nie weet wat ons roeping is, die van ons wat nog nie weet wat is die doel, wat is die wil en die plan van God vir ons lewe nie. Bid ek, Here, dat U werklik waar aan elkeen die openbaring sal gee.
Dis tyd om te vra vir die Here, wat is my roeping, Here? Waar wil U my gebruik, Koning Jesus? Waar, Here, kan ek 'n verskil maak vir U in die koninkryk van God? Om te wag op die Here. My keuse is Christus vir my, Here. My keuse sal altyd Christus wees. Dankie dat ons verstaan vanmôre, Here, dat ons onsself partymal in een of ander storm of omstandighede bevind, deur ons eie doen en laat. Deur verkeerde besluite wat ons gemaak het, omdat ons God nie geraak het en gewag het op die Here. Dankie, Jesus. Dankie vir elkeen vanmôre wat opnuut 'n besluit gemaak het vir Jesus. Ek bid vanmôre, Here, wanneer ons hier uitstap, dat hierdie woord werklik waar in elkeen se hart ingegraveer sal wees. Dat ons sal verstaan wat is die belangrikheid daarvan. Om onderdanig en gehoorsaam te stap onder die woord van God. Om meer soos Christus te wees. Minder van myself, minder van my eie vrye wil, minder van my eie keuses wat ek op my eie maak en my eie besluite. En meer van Jesus. Dat die wêreld daar buite kan sien. Dat die wêreld daar buite kan smag. Dat die lig wat geskyn word in elkeen van die kinders. Ek bid, Here, dat U die Gees sal gebruik as naprediker van die woord van God. En dat as ons hier uitstap, Here, dat ons alles sal onthou wat die Here vir ons gesê het. Dat ons werklik waar 'n keuse sal maak om nog meer te streef om soos Christus te wees. Om ons lewens nog beter te kan maak, nog 'n tree nader aan God, as ons keuse vermaak. Kies jy, sê die Here, lewe of dood? Kies jy seën of kies jy vloek? Dankie daarvoor, Jesus. Amen. Ons luister hier pragtig.